die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 126. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So enige van my boeke wil bekom wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, uiters belangrik vir die tyd waarin ons lewe. Daar is soveel meer om te leer uit hom as wat jy ooit sal dink. Dis 'n A5 boek en hy so net oor die 500 bladsye dik. So jy belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, is omtrent 'n jaar en 'n half laat. Begin voor. Anders jy nooit weet wat jy gemis nie. Dit is uiters belangrik dat u ook moet inteken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings van al die ander studies kan ontvang, en daar is 'n hele klomp van hulle. Deel dit met ander. Het is altyd belangrik om 'n skryfblokpen en 'n 33 Bybel byderhand te hê. Ons vereenselwig ons nie met enige kerkgroepe, het sy messiaans nie, het sy protestant, katholieke, enige iemand nie. Ons is nie deel van enige kerk of organisasie in die wêreld nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep. En ons funksioneer in die bonatuurlike geopenbaarde name volgens die antieke Hebreërs. Meer wil weet, kan jy my kontak by my nommer hierbo soos gesien. Ons is besig met Openbaring hoofstuk 22. Ons gaan kyk na vers 16. Ek, dis Javashua, het my engel gestuur om hierdie dinge volgens die boek van Openbaring vooruit. Nou luister wat sê ek hierso. Luister wat las ek in hierso. Ek, Javashua, het my engel gestuur om hierdie dinge volgens die boek Openbaarheid voorheen aan julle voor die gemeentes, naamlik die Nuwe Testamentiese gemeente van Javashua in die 21ste eeu of later te getuig. Verstaan u dit? Dis mos wat ek gesê het, so 'n week of 2 terug. Dis hoekom die godsdienstige ouers, die kerke, die protestantisme, nooit die boek Openbaring vir ons kon verduidelik nie. Want die atomiese oorlog het plaasgevind, die aarde het vergaan, die wittroenoordeel het plaasgevind, die nuwe Jerusalem was daar, dan Openbaring 22, die wittroon, en dan in Openbaring 22, dan kom praat hy van die honde en die hoere daar buitekant, en as die ouens hulle bekeer en alles. En nou sê hy vir ons hierso in vers 16, 22 vers 16, ek Javashua het by engel is wat? Onthou Openbaring 1, engel is 'n boodskapper, 'n boodskapper. Ek Javashua het my engel gestuur om hierdie dinge volgens die boek Openbaring vooruit. So wat sê ek altyd, ons het die resepteboek. Ons weet alles vooruit. Ons wag nie vir iets om te gebeur nie. Ons weet hoe gaan dit plaasvind. Ek wil amper vir u sê, dis amper vir die ouens om 'n movie te maak of 'n video show te maak, moet hulle 'n skrip skryf. Iemand skryf 'n skrip, hoe die verhaal gaan afspeel en alles. Ons kan amper sê, ons het die verhaal geskryf. Hoekom? Wel, ons het die skrip, ons het die Bybel, wat deur Java self geskryf is, wat hy die engele gebruik het in die hemel, en aan Johannes verduidelik het. Johannes het dit geskryf, en vandag het ons dit. Vandag het ons dit. Hy sê, ek Javashua het my engel gestuur om hierdie dinge volgens die boek Openbaring vooruit aan julle voor die gemeentes, naamlik die Nuwe Testament gemeente van Javashua, selfs in hierdie 21ste eeu, te getuig. Ek, Javashua, luister, is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. Het jy geweet, Satan was na verwys as die môre ster? Sy bynaam was in die hemel was gewees die môre ster in Afrikaans. Maar ek is so bly. Ek ken die blink en môre ster. Halleluja. Halleluja.
Hy blink so dat die godsdienstwêreld hom nie kan aanskou nie. Die lewe straal met hom uit soveel so, dat dit vir die godsdienstwêreld moeilik is om hom te verduidelik. Dat dit vir die godsdienstwêreld aan buitekant moeilik is om te verstaan, hoe dien mense iemand wat 2000 jaar, meer as 2000 jaar gelede, reeds gesterf het. Wat 'n bonatuurlike voorreg. Om te kan verstaan, om die resepteboek vooruit te kan hê. Ons wag net tot dit gebeur, nou ons slim nie. Soos meeste van hierdie ouens met hulle profesie en vervulling, profesie en vervulling, profesie en vervulling. Elke keer is dit iets anders. Elke keer dis al so uitgery soos 'n holperd, soos 'n kameel se rug. Plaas dat ons net dat hulle net die woord lees en die woord glo. Jahweh, ek is die wortel van die geslag van Dawid. So hy kom uit watter geslag? Beteken dit dat sy bloedlyn is uit die geslag van Dawid, die stam Juda, die leeu? Hy is die wortel. Wat se ding is die wortel? Wat hou 'n boom in die grond? Die wortel. Die sterker daai boom se wortel, die groter weerstand kan dit bied teen die winde wat teen hom waai. En ons het al baie keer gesien dat bome wat vir jare gestaan het. Ons het so 2 jaar gelede, het ons gesien in Montana area, toe die tornado daardeur is. Bome wat jy nie om kan vat nie, julle is 2 ouens om daai bome te vat, 2, 3 ouens. Hy het hom afgebreek op die grond. Hy het daai boom omgegooi, oor karbesighede gegooi. Daai ding se wortels, hy het nie een nie, hy het 'n klomp wat so afgaan, sulke dik wortels wat afgaan. Maar weet jy wat is die probleem? Daai boom is sekere 120 jaar oud. En alhoewel daai wortels so dik is, het dit die weerstand verloor. En dis hoekom dit vir u en my as Javiste so uiters noodsaaklik is, dat ons gereeld ons wortelstelsel moet toets. En weet jy wat is die beste manier om hierdie wortelstelsel te toets? Is om met hierdie ander godsdienstiges in debat te gaan, om met hierdie ander godsdienstiges oor die woord te praat. Dan kom jy agter of jy jou wortelstelsel stewig is, en of daar krakies is. Want daar kom van tyd tot tyd tornado's, stormwinde. Die woord sê so. En is in 'n wortelstelsel is onder die grond, jy kan dit nie sien nie. Dis u wat sal weet hoe goed u wortelstelsel is, en ek sal weet hoe goed my wortelstelsel is, in Jahweh. Sodat wanneer hierdie aanslag teen die koninkryk van Jahweh kom, dat ons staande kan bly. Halleluja. En weet jy wat, elke keer wanneer ons in Jahweh oorwinnaars is, want apostel Paulus skryf, hy sê ons is meer as oorwinnaars, deur Jahweh wie ons krag gee, dan maak dit ons wortelstelsel soveel sterker. Jahweh is die wortel en die geslag van Dawid. Hy sê nie uit die geslag van Dawid nie, en die geslag van Dawid. Dawid se bloedlyn het nie Jahweh, het nie, met ander woorde, Josef en Miriam kom uit die geslag van Dawid. Die bloedlyn. Maar Josef het geen deel gehad in die skepping van Jahweh nie. Die woord sê hy, Miriam, dit was nie Maria nie, Miriam, Hebreëse naam, sy was bevrug deur die Ruach HaKodesh. Ek, Jahweh, is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. Ken jy hom vanmôre? Ag, vanaand. Ken jy hom, so gewoond om ontbyt op te neem. Ken jy hom as die blink môrester? Hy wat gesê het, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sal nooit van ons al wegstap nie. Nadat u nou hierdie versgedeelte gelees het en bestudeer het, glo ek dat u so pas weer besef het, dat vanaf vers 6 tot nou toe, opnuut 'n nuwe uitnodiging gemaak is aan elke een wie Jahweh nog nie as verlosser en saligmaker aangeneem het nie,
en om tot wedergeboorte te kom, volgens Johannes 3 vers 1 tot 11. Jafashua sê vir Nikodemus, moet wedergebore word uit water, onderdompeling en die Ruach HaKodesh. Ouma, ek is gedoop toe ek 'n babietjie was. Regtig? Dink jy nie Nikodemus was besny toe hy 'n babietjie was nie? Ja, hy was besny op die 8ste dag. Wow, 8ste dag. En dit het hom nie gered nie. Want hy het 'n volwasse man geword. En Jafashua sê vir hom, Nikodemus, jy moet wedergebore word. Anders gaan jy koninkryk nie sien nie, sal dit nie ingaan nie. Ja, ons verstaan die sien in die ingang nie. Ons het mos deur dit gewerk. Hy sal die binnekamer, die troonkamer, hy sal die honeymoon suite, hy sal dit nie sien nie. Daar waar die bruid en die bruidegom, hulle ontbloot aan mekaar. Ja, hy kan in die 3de hemel ingaan, in die paradys, as hy tot bekering kom, soos die ou aan die kruis, aan die regterhand van Jafashua. Maar hy moet tot wedergeboorte kom. En nou deel ek met u 'n verborgenheid. 'n Verskriklike verborgenheid. Die argument dat ek as kind klaar gedoop is. Inteendeel het die Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap, die 83 Bybel, so verander. Jy kan maar gaan lees, Markus 16 vers 16, wat sê, hy wie glo en hom laat doop, sal gered word. Die 83 lees, hy wie glo en gedoop is, as ook babietjie gedoop is. Shame. Katholieke doop. Gaan luister maar na die reekse. Katholieke doop. Nikodemus is as 'n babietjie besny. Dit het hom nie gered nie. Daai kinderdoopie gaan hom nie red nie. Want vandat daai kind 'n jong mens geword het en opgegroei het as 'n jong man of vrou, het hulle in sonde verval. En dit is net bekering en wedergeboorte in die naam van Jafashua wat hom kan red. Gaan lees Johannes 3 vers 1 tot 11. Jafashua sweer, hy sê voorwaar, ek sê vir jou, dink net daaraan, onthou hierdie een. As iemand ooit vir jou weer sê, maar ek was as 'n kind gedoop gewees. Nikodemus was as 'n kind besny en dit kon hom nie red nie. Glad nie. Hoekom? Die besnydenis het hom deel van die Joodse godsdienst gemaak. Die kinderdoop het die kind deel van die katholieke godsdienst gemaak. En dit is so. Elke kind wat besny, elke kind wat gedoop word, word deel van 'n sisteem. Johannes verduidelik dat ek, dis Jafashua, het sy engele of sy boodskappers vooruit gestuur om hierdie dinge, nou moet jy mooi luister, wat hy in hierdie spesifieke studie ervaar het, aan julle, naamlik die bruid van Jafashua, en voor die gemeente, naamlik die Nuwe Testamentiese gemeente van Jafashua, in die 21ste eeu te betuig of te openbaar. Ek, Jafashua, luister mooi, is die wortel van die geslag van Dawid, die blinkmorgenster, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. Halleluja. Hy is dit alles. Hy is net nie die blinkmorgenster nie. Hy is die begin en die einde. Hy is ons alles. Vat Jafashua weg, dan het ons niks nie. Apostel Paulus kom en hy sê, ons is wat ons is, deur die genadebloed van Jafashua. Vers 17. En die Gees, kyk na daai Gees in die 33. Gees is 'n hoofletter G. En die Gees van Jahwe Almagtig, naamlik die Ruach HaKodesh. Is mooi. En die bruid van Jafashua sê kom. Kan ons dit weer lees? Hy sê en die Gees. Dis nie net my gees nie. My gees ook roep uit. Maar die Gees
die gees van Jahwe Almagtig, naamlik die Ruach HaKodesh, en die bruid van Jahweshua sê kom. En laat hom of haar, ek bring die vrouens ookie in, want u verstaan by die tyd Galate 3:26-29. Hulle wie in Jahweshua onderdompel is, in sy naam het hulle met Jahweshua beklee. Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar ons almal is een in Jahweshua, en volgens die belofte erfgename, so die vrouens erfgename geword. Hy sê, en die bruid van Jahweshua sê, kom, en laat hom of haar, wat hoor, sê, kom. Hoor jy die woord? Natuurlik. Roep jy ook uit, kom Jahweshua, ons wag. Laat hierdie finale vredesverbond gesluit word. Laat hierdie vredesverbond gesluit word. Dat ons die dae kan aftel. Ons sê kom. Die tafels is gedek in die hemel vir die bruilof. Alles is reg. Die bruid het haar kleed aan. Nee, ek glo nie die bruid het haar kleed aan nie. Sommige van die bruid het hulle kleed aan. Want ons lewe nog steeds in die genade tydperk, waar Jahwe deur die Ruach HaKodesh vandag steeds nog met mense praat. En sê, Jahweshua sê, kom na my, kom na die waters, jy wat geen geld het nie, wat nie kan koop nie, kom eet en drink vir niets, was dit die ewige lewe, kom word bruid, en het help nie dat ek gaan my net laat doop of onderdompel, in die naam van Jahweshua nie, bekering, sonder die doop beteken niks, vat 'n droë sondaar, jy maak hom 'n nat sondaar, dit beteken niks. Maar ons lewe in die genade tydperk nog steeds. Openbaring 3 vers 14 tot 22. Ons wag vir die finale vredesverbond om gesluit te word. Ons sien die dinge om ons gebeur. Hierdie Iraniese vegskip in Suid-Afrika se hawe. Hoekom? Want Ramaphosa is bang dat Trump gaan in hom inval en soos Venezuela se president hom wegvat en hom in 'n tronk sit. Nou het hy die Iraniërs gekry, sê kom lê met jou. Van Suid-Afrika het nie behoorlike skip nie. Hulle ry met canoes. Daar's nie 'n weermag nie. Ons het 2 Falcon vliegtuigies wat hier rondvlieg. En ek sê een ding sê in Germiston, in Springs is meer oorlogvliegtuie wat kan vlieg, glo jy my, daar seker omtrent 10-15 hawits, hierdie met die dubbelvlerke, hulle moet net vir hulle .22 geweertjies op die kante monteer, hulle gaan oorlog maak. Daar's meer oorlogtoerusting op Springs lughawe, se lughawe veld, in die hangers daarso, as wat dan ons Suid-Afrikaanse militêre hangers is. Ons weet, dit is nie iets wat 'n profeet vir jou moet vertel nie, en ek is nie 'n profeet nie, ek is 'n gewone kind van Jahweshua, ek is 'n volbloed Jahwes. As jy my so sny, dan sien jy loop die bloed en die vis. Halleluja, volbloed Jahwes. En ons is nie stupid nie, ons kan almal sien wat aangaan. Dis hoekom hy moet skree dat daar nou 'n Iraniese vegskip hierso in die hawe lê. En nou sê die Russe, hulle gaan hulle kom ook 'n skip stuur. En dan gaan hulle saam 'n bietjie oefeninge doen. Ja, die Iraniese skip en die Russiese skip, die Chinese skip, en dan Suid-Afrika met 3 of 4 van hierdie canoes. Hoe pateties. Jammer. Ons sien hierdie dinge om ons gebeur. En as 'n eskatoloog, en ek verstaan die skrif, sien ek dat die Satan is besig om sy finale hand te speel. En sy doel is om mense dood te maak. Saam met hom
hel toe te vat. En ons het geleer verlede week, die week voor dit, wat die woord sê, die wat skoon is, moet skoner word. En die wat heilig is, moet heiliger word. Ons kan nooit te naby aan Jahvashua lewe nie. Ons kan nooit te veel heiligmaking toepas in ons lewe nie. En daai selfde skrif sê, en hulle wat vuil is, moet vuiler word. Vir een oomblik, as Jahwe ons oë moet oopmaak op hierdie Vrydag aand, en jy kan in die nightclubs insien, in die plekke kan insien, in dronkenskap kan insien en alles. Ag, jy het nie eens nodig om daar, jy moet maar net terugdink aan wat op Nuwe Jaar gebeur het, in 'n huishouding van mense wat sê ons is Christene. Die Nuwe Jaar ingewank van brandewyn en hotdogs en champagne en al die goed. Die wat vuil is, gaan vuiler word. Die Bybel sê, terwyl ons al hierdie dinge sien gebeur, kyk op waar vandaan julle verlosser en saligmaker Jahvashua kom. Ek sê nie hierdie is die einde nie. Ons beweeg in die eindtyd. Ons wag vir die finale vredesverbond om gesluit te word. Ons wag vir dit. Maar in die tussentyd sien ons die stukkies van die legkaart, hoe dit in mekaar inpas. En weet jy wat? Ek sê weer, ons sit met die resepteboek voor ons. Ek sê weer, as jy daai grafiek wil hê van die finale, van die 70 weke van Daniël, 490 jaar, of jy wil Daniël 9:27, die finale week, vredesverbond se grafiek hê, dit pas op jou foon, dis in kleur. Ja, Onie en Rocco het dit vir ons gemaak. Dit is so mooi gedoen. Halleluja. En hy sê dit op jou foon, enige een met jou praat, kyk oopmaak en sê, hy sê, nie prof Hannes se teologie nie, sê my teologie nie, ek preek die woord. 59 jaar in navorsing en studies in die eskatologie, ek gee vir jou die woord. En wat jy daarmee maak, is jou eie saak. Hy sê hierso, hy sê, en die gees van Jahwe Almagtig, naamlik die Ruach HaKodesh, en die bruid van Jahvashua sê, kom, 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 kom. Ons is moeg vir al die goed hier om ons. Maar nou ook, hoekom kom hy nie? Hoekom? Want daar is nog iemand, die woord sê, hy tal hom nie soos wat sommige dit die gewoonte ag nie, dis Jahvashua, maar hy wil hê dat die sondaars tot bekering moet kom. Hulle wie hy sy lewe voorgegee het. Weet jy wat die beste manier is om 'n volbloed Jahwist te word en die woord te studeer soos wat u lewe elke dag. En die bruid sê, kom, en laat hom of haar wat hoor sê, hulle wat sê, kom, laat hom of haar wat dors het, sê, kom, en hom of haar wat wil, die waters van die lewe neem, verniet, daar's dit. Mahala, Azigolomali, it's for nothing, it doesn't cost you money. Dis verniet, dit kost jou nie geld nie. Hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, dis nie my hart, dis my sielsdimensie. Dis waarvoor hy gesterf het, 2000 jaar gelede. Dat ek en u vandag in die bo-natuurlike geopenbaarde woord kan lewe. En na alles het Jahwe voorsien, dat die laaste 400 jaar, die woord, bo-natuurlike geopenbaarde woord, tot herlewing kon kom. Terug kon kom in die oorspronklike naam is. Soveel so dat Dr. Joseph Briand Rotterdam die Restoration of the Original Sacred Name Bible kon vertaal het, uit sy 1611 King James Bible uit, met al die geopenbaarde name in. Dis 'n skat om te hê. Jy kan hom geen boekwinkel in die wêreld kry nie. Hy is nie beskikbaar in 'n boekwinkel nie. Nie eens Amazon het hulle nie. Ek het 'n klompie, sou jy belangstel. Jy kan my kontak. Dis nie 'n besigheid, ek het nie 'n besigheid nie. Ek sê vir jy, ek het die skat van jou lewe. En dan het ek die derde legkaart studiegids Bybel, is ook reeds beskikbaar. Die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, boek 1,
boek 2, die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate, boek 2, derde boek van Efese tot by Hebreërs, boek 3. Ek is tans besig met boek 4, van Jakobus af tot by Judas. Die eerste 3 is daar, 500 bladsye dik A4 in kleur. Elke vers in die Nuwe Testament is beskryf onder 'n opskrif. In swart en rooi. Swart is die woord, rooi is die kommentaar en die studie. Dis 'n studiegids Bybel. Waarom sal u nie die lewe wil hê nie? Ja, wanneer daai boeke verban word, dis wanneer julle dit gaan wil hê. En dan gaan 'n tyd kom, hoor wat ek jou vertel. Dan gaan 'n tyd kom wanneer hierdie boeke wat ek geskryf het in die eskatologie en die verskillende onderwerpe verban gaan word. Hoor wat ek vir jou vertel. Hoekom? Want dit is bo-natuurlike geopenbaarde woord. En is nie vandag of gister se kennis nie, 59 jaar se kennis. En ons roep uit, kom. Halleluja, ons sê kom, Yahshua, kom. Alhoewel ons weet dat hy nie nou kan kom nie. Hy kan vir my kom, as ek nou 'n hartaanval kry en doodgaan. Maar ons praat van die wederkom, 1 Korinte 15, 27, 58, wat sê, in 'n oogwink, in 'n oomblik, word ons verander uit hierdie vleeslike liggaam uit, in 'n verheerlikte liggaam. Sê so, val hierdie hemp en hierdie broekie so plat op die stoel, weg. Maar dit kan nie gebeur, voor die finale vredesverbond nie gesluit is nie. Nou wil ek maar weer sê, ek vergeet om dit te sê net nou, as jy daai grafieke wil hê op jou foon, stuur my net 'n WhatsApp, prof stuur vir my die grafieke. Hier is my kontakbesonderhede hierbo. Stuur net my die grafieke, dan stuur ek altyd vir jou. Halleluja, halleluja. Die meer inligting ons kan hê, sal ons dryf om dieper in die waarheid te wees. En soos ek besig was om te sê, na alles wat besig is om te gebeur, voorsien Jahwe deur sy groote kennis en genade, na alles wat die Rooms-Katolieke Kerk en die wêreld gedoen het, en hierdie klomp agnoste en NAR agente en hierdie ouens, hier ek wil nie eens hulle name noem nie, gitaarspelers en ek wil nie eers noem nie, plaas dat hulle twee saam 'n band vorm en hulle lekker band maak, maar hulle praat leuns, dan gebruik hulle die Bybel. Dit laat ons besef, ons is so naby aan die eindtyd, dat Jahwe vir ons die woord teruggegee het. En weet jy wat, ek gaan in plain Afrikaans sê, die mens daar buitekant is te stupid om te besef, waar is ons in tyd? Stupid in die terme van, jammer dat ek so praat, verblind deur godsdienstige dogmatiek en leringe. Dit wat vir my oupa en my ouma goed genoeg was, en my pa en my ma goed gewas, is goed genoeg vir my en my kinders en regtig. Is jy so intelligent? Ek sê net, ek weet nie van u nie, maar ek is net so bly dat Jahwe vir ons die woord gestuur het. Ek so dankbaar vir 'n oom Thuis, dat hy nie met my opgehou nie. Ek so dankbaar vir pastoor Rika, my vrou, dat toe sy die lig sien, ek wou dit nie sien nie, dat sy met my aangehou het. Wat van u? Dis nie per toevallig nie. Daar's niks per toevallig nie. Daar's net toeval die lig op ons. Dis nie naaste aan per toevallig. Toe val die lig op ons en toe gaan my oë oop, toe val die skille van my oë af. En ons roep uit, hy wat dors het, kom. En laat hom of haar wat wil. Jy sien, hier is waar die verskil lê. Dis of jy wil of jy wil nie. Hoekom? Dis of jou voordelig om nie te wil nie. Te maak asof jy nie verstaan nie, of nie wil verstaan nie. Terwyl hy sê, die waters van die lewe neem verniet. Ek het net nou gesê, Mahara, for free, gratis. Dis daar. Waarom wil jy in jou sonde sterwe? Waarom wil jy toelaat dat die Satan met 'n klein s jou verblind, jou siege verblind,
sodat hierdie geleentheid van die ewige lewe jou gaan verbygaan. En onthou op 'n stadium dan, as die roog met jou klaar gesukkel het, dan gaan hy na die volgende een toe. En weet jy hoe moeilik gaan dit wees om dan te wil? Ek wil tog sê, gaan kyk na my reeks op YouTube. Naamlik, wat noem jy hom? God of Here? Gaan kyk na dit. Wat noem jy hom? God of Here? En voor ek afsluit, wil ek tog sê, vergeet nie die ander reekse nie, waarmee ons besig is tans, naamlik eskatologie in die Bybel, as ook natuurlik, is dit die wit paus of die swart paus, en natuurlik is dit die Joodse feeste of die nagmaal. Dis 3 nuwe reekse wat ek mee besig is, hulle is daar, redelik gevorderd aan, inligting daar, stuur dit aan die ander mense, gebruik die inligting, maak jou eie studie, bewys my verkeerd met die Bybel. Tot volgende keer as Jahvashua wil. Maranatha. Jahvashua kom weer. Halleluja.